Goeiedag, wat 'n vreugdefees vir my om op hierdie dag, hierdie geleentheid saam met jou te kan wees. Psalm 104. Ek wil my in die Here verbly. Ek wil die Here loof. Here my God, U is baie groot. U is bekleed met koninklike luister. U is met 'n kleed van lig omhul. Dit is U wat die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan en vir U 'n woonplek ingerig het oor die waters daarbo. U wat op die wolke ry, op die vleuels van die wind. U wat die winde U boodskappers maak, die weerligte U dienaars. U wat die aarde stewig gevestig het, sodat dit nooit sal wankel nie. Amen. En dan hierdie woorde ook as 'n seëngroet, mag daar aan die roem van die Here geen einde wees nie. Mag die werk van die Here wat ons insluit hom vreugde verskaf. Hy wat na die aarde kyk en dit bewe, wat die berge aanraak en hulle brand. Ja, ek wil tot eer van die Here sing, solank as ek lewe. Ek wil die lof van my God besing, solank as ek daar is. Ek wil graag hierdie geleentheid saam met jou vier. En as ek praat van vier, dan is daar twee goed wat eintlik by mekaar kom. Die een saak is die saak van die ekologie, dat op my kalender daar staan dat dit die biddag is vir die ekologie. En nou weet ons ook dat volgende Sondag dit ook die wêreldomgewingsdag is. Maar hierdie Sondag het op my kalender staan as biddag vir die ekologie, val ook saam met sogenaamde Triniteitssondag. Met ander woorde, waar ons nadink ook oor die drie enige God. En die tema wat ek dan saam met jou vandag hanteer, is hierdie tema van Psalm 8, lof aan die Skepper. Lof aan die Skepper. En dan met iets van hierdie subtema wat hiermee saamgaan. Gebruikers of misbruikers van wat is. Die vraag dan eintlik, wat se verantwoordelike rentmeesters is ons van dit wat God in hierdie wêreld ook aan ons kom toevertrou het. Nou wil ek graag saam met jou lees uit Psalm 8, 'n Psalm wat ek dink jy baie goed ken, dalk iewers in jou lewe al uit jou kop uit geleer het. 'n Psalm wat amper soos 'n toebroodjie is met hierdie woorde: O Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Ek verwonder my soms vir 'n oomblik of jy nog verwondering oor God het. Of daar nog steeds verwondering by jou is oor God en ook oor dit wat hy tot stand gebring het. Wat ook die mens wat ek en jy is ook sou kon insluit. Want dit is nogal waar dat as 'n mens verwondering het, dan pas jy uiteindelik dit op. En dan bly jy en dan leef jy in verwondering, maar as jy jou verwondering verloor het, dan is die kans vir vernietiging van dit wat rondom jou is nogal redelik goed. En miskien is dit een van die siektes van ons tyd, is dat mense dalk iets van hulle verwondering ook in swaar kry en uitdagende omstandighede, iets van hulle verwondering begin verloor het, en dan ook uitbuiters en vernietigers kan word van dit wat ook rondom ons is. Ek het so 'n pragtige agtergrond van die aurora verskynsel hier op my rekenaar voor my, vir Psalm 8, vir die wat ek nou kyk, terwyl ek besig is om hierdie gedeelte saam met jou te lees vandag. So kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie dat ons in verwondering oor U kan wees. Verwondering kan wees oor U en oor U genade in ons lewe, oor die eindelose liefde. Maar Here, veral in verwondering kan wees ook oor dit wat U alles tot stand gebring het. Wat bestaan? Here, wat als iets vertel van U heerlikheid en U grootheid. Here, en baie dankie dat U wat jy so groot is, so wonderlik is, aan ons dink, neerbuig na ons toe, en in Christus Jesus, deur die Gees,
inderdaad ook aan ons kom raak het, by ons kom tuis kom het, ook in hierdie wêreld, wat U tot stand laat kom het. Here, om ons te begelei, God bokant ons, die Vader bokant ons, Jesus ons Here, Verlosser, langs ons, en U, o Heilige Gees, ook as God binne ons. Lei ons om U te aanbid in gees en in waarheid, in Jesus naam. Amen. Psalm 8 sê, in die opskrif, lof aan die Skepper, vir die koorleier met musiek, 'n Psalm van Dawid. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word die teestanders, die vyande en die wraakgierige tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder gemaak as die hemelse wese en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles. Selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Lof aan die Skepper, gebruik of misbruik van wat is, verantwoordelike rentmeesterskap. Ek wil graag iets met jou deel, sommer in terme van my eie storie en iets van my eie verwondering. Ek het die voorreg gehad om as kind vir die grootste deel van my kinderjare op natuurreservate groot te word, waar my pa natuurbewaringsbeampte gewees het. En daarbinne het ek geleer om 'n stuk verwondering te kry vir die detail van wat binne in die skepping bestaan. Ek onthou by geleentheid dat by natuurbewaring daar nogal 'n tipe van 'n slagspreuk gewees het wat gesê het, leave that log. Met ander woorde, los daardie stomp. Van die oomblik as jy die stomp sou optel, onder die stomp wat besig is om te verrot, is daar 'n hele wêreld van diertjies en allerlei dinge wat besig is om daar in harmonie met mekaar saam te kan leef. So, wanneer jy daardie deel vernietig, dan het dit ook in die res van die omgewing bepaalde skade. Maar waarby ek eintlik wil kom is, het ek die voorreg gehad om so in die woon op natuurreservate, by geleentheid ook as wanneer die werkers paaie gemaak het, hoog teen die kraanse binne in die berg, om saam met hulle soontoe te gaan. En dan wanneer hulle geëet het, dan het ek op daardie pad wat hulle gekap het, daar hoog teen die berg, het ek op my rug gaan lê, en dan opgekyk na die kraanse wat daar bokant my is. En as ek gekyk het na die kraanse, het ek gesien hoe die wolke so oor die kraanse sou kom. Iets van die grootheid van hierdie kraanse, die majestueusheid van die berge wat bokant my is en rondom my, en saam daarmee die wolke wat daar verbykom, en hierdie ewige blou lig wat hier bo my is. En dan was die wonderlike eintlik, is dat ek my nie alleen daaraan vergaap het as iets wat vir my baie mooi is, en dit letterlik ingedrink het nie, maar dat ek regtig daar binne vir God raak gesien het, en God begin beleef het, en 'n ervaring van God gehad het. En op baie keer is dit nie so, dat baie van ons, ook in terme van ons spiritualiteit, God nogal binne in die natuur, binne in die omgewing, beleef nie. Hoe baie van ons is nie so lief daarvoor om wildtuin toe te gaan nie, om see toe te gaan nie, om iewers net iets van God se belewenis, of 'n belewenis van God, ook binne in die skepping te hê nie. So vir my was dit 'n wonderlike ervaring, want daar het ek iets van die Here beleef. En nou weet ons mos dat binne die
sogenaamde algemene openbaring ons iets van die grootheid van God raak sien, met ander woorde in die skepping, in die geskiedenis en alles, sodat ons nie vir God in hierdie wêreld kan ontken en nie kan weet dat daar 'n God bestaan nie. En nou weet ons, deur die woord kom openbaar hier die Here hom ook in Christus Jesus en kom God uiteindelik ook in die woord en in die bladsye van die woord en kom staan hy by ons om ook te sê, maar hier is ek. So, as ons praat oor die skepping, dan is dit belangrik dat ons groot oog raak oor die skepping en ons verwonder, want iewers daarin sien ons van vir God ook raak. In die grootsheid, maar ook in die fynheid, in die detail, in die ongelooflike nagte met hulle sterre, liggame en maan en alles wat daar is, die sonopkomste, alles wat so groot is, en grootsheid van die berge en al die dinge, maar ook veral in die klein goedjies, in die klein diertjies wat op hierdie grond rondloop en bestaan, in die plantjies wat bestaan in plekke en omgewings waar 'n mens sogenaamd nie dink dat dit moontlik is om werklik ware lewensvatbare habitat binne in so 'n omgewing te kan hê nie. Deur die jare met staptoere met jong mense, alles. Ook iets van hoe meer van die diversiteit, die biodiversiteit ontdek en wanneer 'n mens dit ontdek, dan in die verskeidenheid, dan ontdek 'n mens ook baie van hierdie detail van God, van dit wat hy ook gemaak het, die detail manier waarop hy inderdaad ook werk en ook met ons werk en aan ons 'n besondere posisie gegee het. Nou as ons dink aan die skepping wat tot stand gekom het, dan weet ek en jy sommer van Genesis 1 af dat ons inderdaad met 'n drie-enige God ook te doen het. As daar staan in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En dan staan daar, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, het die ou vertaling gesê, en die gees van God het gesweef oor die waters. En dan weet ons vanuit die Nuwe Testament ook, vanuit Johannes 1 uit, weet ons dat hierdie woord waardeur God geskep het, was ook sy seun, Jesus Christus, waardeur hy geskep het, waarvan Johannes 1 praat en Kolossense 1 vers 15 tot 20 ook sê, alles is deur hom en vir hom geskep. En dan weet ons dat die Heilige Gees ook daarteenwoordig was in die skepping, gesweef het oor die aarde, God se wind, God se asem, God se krag, ordeningsbeginsel binne in hierdie skepping, detail en 'n drie-enige God wat van altyd af is en gewoon alles tot stand gebring het, maar nie net alles gemaak het nie, dit ook onderhou en dan ook in Christus Jesus kom herskep het, 'n nuwe bedeling laat aanbreek het, wat ons nou al kan sê, iets van dit wat Openbaring 21 sê, as hy sê, dit het klaar gebeur, ek is die Alfa en die Omega, as dit ook sê, ek sien 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom, iets van dit wat in Christus Jesus alreeds gebeur het, en wat ek en jy herkenbaar, voelbaar binne in ons eie lewe sou hê. En daarom as ons by Psalm 8 kom, kan ons nie sê, dit is gewoon 'n natuurpsalm, soos Psalm 104 of ander psalms nie. Dis 'n psalm, maar Psalm 104 is ook 'n verwondering wat ek net nou gelees het. Dis 'n psalm van verwondering. Dis 'n psalm saam daarmee van verantwoordelikheid. Sien, God is oneindig groot. En dan die wonderlikheid is dat hy sy skepping aan klein mense, aan sy skaduwees kom toevertrou het. Hierdie psalm begin en eindig met verwondering. Verwondering wat eintlik vanuit die psalmdigter kom, wat van elkeen van ons af elke keer moet kom. Here, ons Here, hoe heerlik is u naam, hoe wonderlik is u naam oor die hele aarde. Die aarde behoort aan die Here. Hy is die albesitter. Hierdie wêreld is eintlik die terrein vir die skepping
is die theater van God se glorie en die aarde behoort aan die Here. So sê Psalm 24 ook vir ons. Die aarde behoort aan die Here, die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon, want hy het dit gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. So die aarde is nie bloot ons wêreld. Dit bly God se wêreld. Ek en jy is die rentmeesters, die mense aan wie hy 'n besondere posisie gegee het binne in hierdie skepping van hom. Dis God se wêreld. En hier waar ons bly, Bosveld, die wind, die stilte in die aand, die sterrehemel, dit wat ons kan aanskou, wat ons die voorreg het om te aanskou, as ons net tyd daarvoor maak, alles dra iets van sy naam, die natuur, en om dan te verstaan, maar die natuur wat ons het, is nie net 'n hulpbron nie, dit is 'n getuienis, dit is 'n getuienis oor die maker, oor die skepper, oor die groot eienaar van dit alles, aan wie alles behoort. En die merkwaardige deel is, van hierdie goed is, dat uit die mond van kinders en suigelinge het u sterkte gegrondves. In die monde van kinders, wat so klein is, kom vestig God sy sterkte. En die woorde wat hy dan daaroor sê is, kinders en suigelinge, besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word u teestanders, die vyande en die wraakgieriges tot swye gebring. Ja, die kleintjies, die kinders, wat ook iets raak sien van die glansrykheid van alles in die hemel, hulle beskaam uiteindelik daardie mense, dwing hulle tot swye wat teen God kom staan, want in hulle kleinheid beleef hulle en sê hulle iets wat meer is. Maar die Psalm sê eintlik, God ontdek, of mense ontdek God nie eers deur tegnologie of mag nie, maar deur verwondering. Dit is waar ons vir God ontdek, nie deur tegnologie nie, of mag nie. Natuurlik help tegnologie ons om baie detail te kan sien. Natuurlik help dit ons as jy met 'n teleskoop na die ruimte sou kon kyk. Natuurlik help dit ons om met 'n mikroskoop sou toe kan kyk na die detail van goed. Maar uiteindelik is dit nie daardeur alleen waarin ons dit ontdek nie. Maar hoe? 'n kind wat na die sterre kyk. 'n klein dogtertjie en sê, skien na die sterre kyk en sê, wow, as jy dit vir hulle wys. 'n klein dogtertjie wat 'n kalfie sien. 'n seun wat die eerste keer die roep van 'n visarend hoor. Daar begin die aanbidding. Dit wat 'n mens gesien het, wat jy beleef het, ook as kind waarvan ek net nou ook gepraat het. En deur die jare, onthou as kind, onder andere ook waar Gromboetjie lande was, as ek 'n Gromboetjie land gesien het en die plantjies was besig om uit die grond uit te kom, of as die veld gebrand het, na die tyd, en die groen skynsels begin kom, en die treurwilgers begin hulle blare gee, en die vader langs wilgers langs die riviere, hulle blare begin gee, die verwondering waarna 'n mens uiteindelik, of waarmee 'n mens uiteindelik ook daarna kan staar. En dan sê hy, as ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, dan beleef 'n mens iets van jou eie kleinheid, jou eie broosheid ten opsigte van dit. En dan die vraag, nou wat is die mens dan? Dat jy aan hom dink. In ons tyd klink dit amper ironies, van die mens wat kan bewaar, vernietig ook. Die mens wat aangestel is as rentmeester, tree dikwels ook op soos die eienaar. Wat is die mens dat jy aan hom dink? Jy het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer en aansien gekroon. Jy laat hom heers oor die werke van die hande, jy het alles onder sy voete gestel. Skape en beeste, die alles, ook die diere van die veld, die voëls van die hemel, en die visse van die see wat die oseane deurkruis. Wat is die mens? Dat jy aan hom dink. En dit is dan ook 'n verwondering toe kom, dat ons kan bestaan,
Dat ons 'n plek kan hê binne in hierdie skepping. In die skepingsverhale in Genesis 1 vers 1 tot 2 vers 4a, en dan die tweede verhaal, die tuinverhaal 2 vers 4b en verder, wat ook iets vertel van die wonder ook van die mense, die posisie wat hy hom gegee het binne in alles, die diere, die name wat hy hulle sou gee, dit sou hulle name wees daar binne. Mens moet oppas baie keer vir politieke of skuldgedrewe groen praatjies. Psalm 8 werk baie dieper as dit. Want ons land partykeer net in terme van die oppas of die bewusmaking daarvan op 'n manier waar ons ver gaan daarmee. Psalm 8 werk dieper as dit. Dit roep die mens terug na heilige verwondering, want die mense vernietig gewoonlik dit waarvoor hulle nie meer verwondering het nie. Vir ons mense die voorreg het om in hierdie stadium om ook hier in die Bosveld wêreld te wees. Vir ons is dit ook wonderlik in dit wat 'n mens kan beleef. Die feit dat ons nie ver van die skepping af leef nie. Ons hoor die naggeluide. Ons sien die droogtes en die nuwe reën. Ons weet hoe afhanklik ons as mense van grond, water en seisoene is. Dis amper in 'n omgewing soos hierdie asof die Psalm van self leef ook binne in die wêreld waar binne in ons ook hier geplant is en waar ons ook hier op 'n besondere manier moet blom. Kan ek terugkom om net te sê, ware aanbidding begin by verwondering. Verwondering oor God. Verwondering oor 'n drie-enige God wat alles uiteindelik ook gemaak het en daarbey betrokke is. Verwondering oor dit, die werke van sy vingers, waarin ek in die aand kan staan en na alles kan kyk. En intens bewus kan wees ook deur die Gees wat by my en deur my ook waai, waardeur God ook by my in Christus teenwoordig is. Aanbidding begin by verwondering. Die skepping is nie God nie, maar wys na God. Die mense heerskappy in Psalm 8 beteken nie uitbuiting nie, maar verantwoordelike sorg. Wanneer ons die aarde verniel, verloor ons iets van die loflied. Ons kan nie die aarde verniel nie, dan verloor ons iets van die loflied. Om 'n boom, rivier, dier of 'n veld te bewaar, is uiteindelik ook 'n geestelike daad van dankbaarheid. Dankbaarheid vir wat is. Dankbaarheid vir hom en teenoor hom wat alles gegee het. Dankbaarheid dat ek en jy ook 'n plek binne dit alles kan vind. Die mooiste getuienis van die kerk is nie altyd groot programme nie. Want dis hoe ons baie keer daaroor dink. Of baie mense nie. Maar mense wat weer leer om met oop oë, groot oë, deur God se wêreld te loop. In ons konteks, veral ook hier in die Bosveld. Mag die Here vir jou weer met verwondering vul vir elke ene van ons, vir hom en vir wat bestaan, en ons gebruikers maak, nie misbruikers maak nie. Hy is die albesitter, ons is rentmeester. Wow, wat 'n voorreg om dan te kan sê, o Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Here, dankie dat U vir ons 'n plek gegee het, 'n ruimte gegee het, 'n doel gegee het. Dankie dat U ons hier geplant het in hierdie wêreld, dat ons ook as polslagte kan funksioneer in die ritme van die heelal. Dit klink so relatief so klein, en tog is elke polslag in die lewe so belangrik. Dankie vir dit wat ons kan sien, wat ons deur ons sintuie kan waarneem. Dankie dat ons dit ook met ander kan deel, maar veral dat ons elke keer vir U kan raak sien en in verwondering oor U kan lewe. Mag ons dit nooit, mag ons nie verwondering verloor teenoor U, teenoor dit wat U gemaak het en ook die rol wat U vir ons gegee het nie. Ons eer U, ons aanbid U. Dankie dat U deur
die Heilige Gees in Christus binne in ons is en werkend is en ons ook as kerkgemeenskappe en gemeentes wil lei tot absolute diensbaarheid ook in die koninkryk in Jesus naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van ons totdat Jesus kom. Mooi bly.